Goeiemiddag Suid-Afrika, Saterdag 1400 Bravo, Suid-Afrika tyd, die tyd wat ek hierdie berig maak. 4de April, ek is Morne Botha, Koppel TV se korrespondent hier uit Amerika uit. En ons gaan voort met die update van die Iran-oorlog. So ons weet gisteroggend, is daar vroeg gisteroggend Iran tyd, is daar F-15 afgeskiet in die suidweste van Iran. Die pilot en sy weapon system officer het geëject. Later is 'n search and rescue mission ingestuur en hulle het intussen die vlieënier gekry gister. Hulle soek nog steeds na die weapon system operator, so daai search and rescue operation gaan nog steeds voort. Tydens hierdie operasie het hulle ook 'n A-10 wat air support gegee het raak geskiet. Hy het verder teruggevlieg, maar hy moes eject ook in die suidweste van Iran, meer op naby die Strait of Hormuz. Hy moes daar eject en hy is gerecover, die pilot. En ook van die helikopters wat deelgeneem het in die rescue operasie, een van hulle is raak geskiet met grondvuur, met 'n paar ouens wat seer gekry het of gewond is binne in die helikopter, maar hulle is terug en hulle is met die vlieënier terug en hulle is almal terug in veilig. So as net 2 vliegtuie nou afgeskiet in Iran oorlog. Sê die begin van die oorlog, 2 vliegtuie nou afgeskiet deur vyandige vuur, daai F-15 en daai A-10. As jy kyk in die terme van die groot oorlog, na duisende en duisende combat sorties, is dit nie 'n slegte rekord om te hê dat hulle nog net kon regkry om net 2 af te skiet in hierdie 35 dae met duisende combat sorties wat daar was nie. So gaan dit aan. Die strikes in Israel en die strikes in Iran gaan voort. Gister het die Iran reg gekry om 'n paar ballistiek missiele weer af te vuur in die rigting van Israel. Clusterbomme weer gebruik. Paar van die clusterbomme het die grond gemaak, of almal sal die grond maak as jy skiet jy die cluster met die missiel af. Allei bomlets ontplof nie altyd nie. Maar die wat val is nie 'n baie groot ontploffing nie, dis omtrent die krag van 'n landmyn of kleiner. Maar dat ook een ballistiese missiel moontlik deurgekom in 'n strike. Hulle is nog nie seker of daai een plek wat getref is Israel, maar net deel van die clusterbomblets was wat bymekaar geval het, of is dit 'n aparte missiel wat deurgekom het? Ons sal seker nog meer vandag, dit was vanoggend gewees, ons sal seker vandag later nog meer inligting daaroor kry. So, strikes gaan aan behalwe by die omgewing waar die search and rescue op die oomblik aan die gang is. So obviously soek Iran sterk na daai pilot, want as hulle hom kan kry, gaan hulle hom bereid, definitief, dit gaan 'n definitiewe propaganda wen vir hulle wees. Interessant om te sien hoe al die anti-Trump media nou skielik op die bandwagon spring. En kyk, hulle het 'n vliegtuig afgeskiet. Seker wil hulle hê die Iraniërs moet 'n goue sterretjie op die voorkop kry, dat hulle dit nou eventually reg gekry het na die 35 dae om 2 Amerikaanse vliegtuie af te skiet, nadat hulle duisende sorties oor Iran vlieg. Nou vra die mense my, maar as Amerika het mos air superiority, hoe kry hulle dit reg om iemand af te skiet? Dis nog steeds, Amerika het nog steeds air superiority. Hulle vlieg nog steeds waar hulle wil en strike nog steeds waar hulle wil. Dit beteken nie dat as jy air superiority het, dat niemand kan terugskiet na jou toe nie. So dit beteken maar net, as jy air superiority beteken, jy het die reg om te vlieg waar jy wil, jy die wil, en jy die behoefte om te vlieg waar jy wil en te strike waar jy wil. Dit is wat nog steeds gebeur. Natuurlik gaan daar risks wees, daar gaan natuurlik nog altyd die poging van die vyand wees om op jou te skiet. Maar dit beteken nie, as hulle 'n poging het om op jou te skiet en hulle kan dit nog reg kry, dat jy nie meer air superiority het nie. So air superiority beteken as jy kan oor 'n vyandige gebied vlieg en teikenstryf na wil, dan het jy air superiority, soos wat in die laaste 4 weke gebeur in Iran. So dis basies ons update vir vandag. As daar nuwe goed deurkom, sal ek julle laat weet. Ek is Morne Botha, Koppel TV se korrespondent regsteeks hier uit Amerika uit. Geniet die dag.